Ja, gisteraand is daar 3 seuns in Eureka geskiet. En dit is my een te veel. Een van die seuns was in ons program waar ons hom traumabehandeling gegee het, waar hy gesteek was op skool en deur middel van dit het hy die skool verlaat. Ek kan met graag te sê vandag dat hierdie kinders was die gangsters nie. 2 van hulle het gisteraan gesterwe en 1 is in die mag geskiet. En vir my is dit 1 te veel. Ja. Dis 1 te veel vir my. Wat ek wil sê is dat Helen Zille het nou verklaar in die jare dat sy gaan die nasionale weermag, sy gaan die nasionale polisie en sy gaan wetstoepassing uitstuur vir dit zero. Maar ek wil vir die government sê dat ons in die gemeenskappe in Eureka, Elsrivier, die Weskaap, ons het 'n day zero want ons word uitgewis deur die hand van gangsterisme en die crime van C4 in ons. Die een van die politieke partye kom praat oor die crime en hoe hulle die crime gaan koop, hoe hulle gaan maak om dit stop te sit nie. Ek vra vandag en vir die government, ons regering, ons day zero in ons gemeenskappe. Vandag, net na ek klaar met die media gepraat het, in Eureka en vir die gemeenskap en vir die familie van die ander 2 kinders wat doodgeskiet is, behandeling gaan gee, het ek teruggekom en op hierdie toneel afgekom wat hier agter my plaasvind. 'n Jong meisiekind, 4 jaar oud, is doodgeskiet deur gangsters. Ek het ingegaan en hierdie jong dogter het in my hande gesterwe. En wat ek wil sê is dat ek vra vir die regering, as julle nie 'n oplossing het nie, kom na ons toe, ons het 'n oplossing vir hierdie crime. As julle nie weet wat om te maak nie, ons weet wat om te maak. Julle weet wat om te maak met day zero, wanneer daar nie water is nie. Maar wat gaan ek vra, dis my vraag, wat gaan julle maak met die skietery in ons gemeenskap? Dit is nou weer 1 genoeg. Binne hierdie week is daar 5 kinders onskuldig, jong mense doodgeskiet. Hier lê 'n 4-jarige babietjie, onskuldig, wat ook doodgeskiet is. My vraag is, wat gaan ons maak? Ons mense sterf uit, wat gaan ons maak? Dit is my vraag.